Môre geliefde gemeente en ook hartlik welkom aan alle besoekers wat vanmôre saam met ons hier mag wees. Die kerkraad net die volgende afkondigings. Ons kollekte by die deure gaan vir die kerklike tydskrifte. Dan net die twee volgende afkondigings wat baie belangrik is. Die 13de Maart is die afsnydatum vir die resepteboek wat die kerk besig is om saam te stel. Asseblief stuur al julle resepte en foto's vir Michelle hiervoor, so asseblief, dit is ook daar in die mosterdsaadjie. En dan van die deputate almanak van die synode se kant af, daar is 'n versoek gewees om die almanakke te skei tussen dagstukkies en gemeenteinligting, en hulle wil weet of die behoefte daar is onder die lidmate. Op die WhatsApp groep is daar 'n kort vraelys wat julle kan invul, ons vra dat julle asseblief dit ook sal invul. In die week se beplanning, vandag sal Bybelstudie by Michelle en Tannie Lenet in Jacobsbaai. Dinsdag kom die argiefkommissie bymekaar om 5:30 by die pastorie. Woensdag is die KKK. Donderdag is al Bybelstudie in Veldrif, dwars Kersbos by oom Leon en Tannie Cecilia. En Saterdag is die seniors ete by Juffrous Hoogte. Dan in die laaste plek, oom Dani Neet van Reddersburg Kinderhuis het in die week met ons gemeente kontak gemaak. Hulle gaan 'n toer hê in die Boland, waar hulle so al die gemeentes besoek. Ons gemeente gee taamlik bydra vir Reddersburg Kinderhuis en dis vir ons die grootste vreugde om ook hulle te ontvang. Maar hulle is nou op soek na verblyf en die kinderhuis is ook bereid om te betaal, maar ek dink dis heeltemal ook reg van ons gemeente om te verwag dat hulle ook 'n bydra moet lewer vir die verblyf nie. Hulle wil hierso wees van 21 tot 25 Maart by ons gemeente. En die 23ste Maart gaan hulle ook dan saam die erediens bywoon en vir ons 'n kort oorsig gee. As enigiemand verblyf het of beskikbaar is om hulle te huisves van 21 tot 25 Maart, kontak ons asseblief vir my, sommer vir Tannie Althea. Ons begin ons erediens vanmôre weer te verklaar, uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Geliefdes, aan die vir wie God die Vader geroep het, dat hy lief het en deur Jesus Christus bewaar, mag barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed aan julle geskenk word. Amen. Ons staan en sing ons saam Psalm 24, ons sing saam vers 1 tot 3. Besonder die fokus vers 3, vers 2 en vers 3. Vers 2, die vraag wat gestel word, wie sal die Godsberg op kan gaan? Wie sal op sy top kan staan? Ons skitter deur Gods heilighede. En dan die antwoord, die man wat rein van hart en weg, sy siel aan nietigheid nie heg, en trou is aan sy woord en ede. En dan vers 3, geregtigheid daal op hom neer, 'n seën verkry hy van die Heer, wat stil hom volg op al sy skrede. Die Here se seën volg nie die wat voorgee, of wat net deur die ritmes gaan nie, maar die wat sy harte rein is, die wat sy siel weghou van nietigheid, wat trou is aan sy woord en ede. Kom ons staan, sing ons 'n loflied tot eer van die Here, Psalm 24 vers 1, vers 2 en vers 3.
Saam met die kerk oor alle eeue wil hy ons saam in die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis ons algemene, ongetwyfelde Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, met Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, gemeenskap van die heiliges, vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Liefdes, ons gaan sit en dan gaan ons saam luister na die wet van die Here. Die wet van die Here is soos dit opgeteken is in Eksodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het, en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, en die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dae moet jy werk, en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag niemand anders sy huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom jy saam, kyk ons na Matteus 22, opsomming van die wet van die Here, vanaf vers 34. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het hulle bymekaar gekom en een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. 'n Soortgelyke ironie sien ons vanmôre in ons teksgedeelte uit Jesaja. Die wetgeleerdes is juist die wat die wet verdraai, juist die wat nie die wet verstaan nie. Meneer, vra hy in vers 36, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, met die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste, die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is jy met jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie 2 gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Dis deel van ons verootmoediging, sing ons saam uit Psalm 51, sing saam vers 3 en vers 8. Vers 3 wat ons ook in Jesaja 58 vers 1 lees, dit is nie die sonde alleen, dit is nie die sonde alleen wat roep om straf. Ek is in ongeregtigheid gebore,
en lê voor u in doemskuld, gans verlore, al van die uur van my ontvangnis af. Daarmee saam ook vers 5, ekskuus nog vers 8. 'n Gebroke hart en 'n verslae gees, dit is die offers, Heer, geen altaardiere, geen bloed of vet van kleinvee of van stiere kan voor u oog die ware offers wees. Here het nie 'n welbehae in ons geroutineerde godsdiens nie, het 'n welbehae in ware godsdiens. 'n Gebroke hart en 'n verslae gees. Terwyl ons so bly sit, sing ons saam Psalm 51 vers 3 en vers 8. Kom ons bid saam. Ons troue God en ons hemelse Vader, Here, ons dankie dat U in die groot genade het goed gevind het om vanmôre vir ons 'n geleentheid te gee waar ons as die volk, as die kinders, as die kudde by mekaar mag kom. Dat U 'n welbehae daarin het, wat ons optrek om U te ontmoet. Dat U vir ons 'n dag gee, 'n dag afgesonder, anders as die res van die week. 'n Dag wat ons in eerbied en in nederigheid voor U kan saamkom, kan ontmoet, kan aanroep, ons geloof kan bely, ons lofliedere tot U kan opsing, dat ons die wet kan hoor, weer kan besef dat ons so afhanklik is van die groot genade wat ons in U Seun, ons Here Jesus Christus ontvang. Here, nie een van ons is hier dat ons dit verdien nie. Nie een van ons is hier omdat ons beter is as ander wat nie U evangelie het nie. Ons is hier alleen op grond van U genade. En soveel keer kom ons so vanselfsprekend by mekaar. As maar net nog 'n Sondag, nog 'n dag wat ons
in vryheid, sonder vervolging by mekaar mag kom en in die huisie ontmoet. Here, dan kyk ons weer na dit wat in die wêreld aangaan. Kyk ons weer na die kerk wat vervolg word. Dan besef ons, Here, ons is nog altyd en nog steeds die strydende kerk. Nou, ons het die voorreg om hier by mekaar te kom sonder die gevaar van ons lewens wat van ons afgeneem word. Reg oor die wêreld het die kerk nie hierdie voorreg nie. Reg oor die wêreld is daar gelowiges wat moet stry, wat in die geheim by mekaar kom. Here, ons bid in besonder vanmôre vir hulle. Ons ook weer na die week se nuus gesien het hoe hulle die keuse het om binne die volgende dae hulle geloof te bely of hulle lewe te verloor. Maar waar hulle ook saam met Christus dan sê, om te lewe is vir hulle Christus en om te sterwe is hulle die allergrootste wins. En so wek hy ons weer op in die geloof, om te kan sien hoe hulle in geloofsvertroue die besluit maak om hulle lewe te verloor, maar in ewigheid by U te wees. Het roep ons weer op om te besef wat 'n voorreg ons het om so by mekaar te mag kom, wat 'n voorreg ons het om nie onder vervolging by mekaar te kom nie. En ons bid, Here, en daardie nederige besef, dat U ook by hulle sal wees, die kerk sal bewaar. Ons weet ook, dat daar waar U kerk vervolg word, en ons sien ook so in die geskiedenis, daar groei U kerk ook. Die Seun beloof ons ook, dat ons deur baie beproewinge die koninkryk van God sal beerwe. Ons verwag dit ook. Ons bid ook, dat U in die troue Vaderhand ook by hulle sal wees. Hulle sal beskerm, hulle veilig sal bewaar, en dat die evangelie ook van daar af tot die uithoeke van die aarde sal uitgaan, op grond van die getuienis wat hulle lewer. En help ons om dankbaar te wees vir wat ons het. So bid ons ook in besonder vanmôre gelowiges en vir lidmate wat swaar kry. Ons hoor van mediese operasies, en ons hoor van mediese prosedures, waar ons hoor van komas en swaar kry, fisiese swaar kry, vir lang jare se lyding. Here, dit is nie net die mense self wat ly nie, maar ook hulle geliefdes. En ook ons as gemeente. En so sê hy ook, waar een lid ly al die lede saam. Help ons ook om so in liefde uit te reik, waar ons vanmôre weer U woord gaan hoor, waar U welgevalle het, nie in die geroutineerde godsdienst wat ons beoefen nie, maar in ware liefde, en rein en egte godsdienst vir God die Vader. Help ons ook so om te vra daar waar nood is, uit te reik daar waar dit nodig is, om tyd te maak, selfs al sê ons het nie die tyd nie. Ons bid, Here, dat U ook ons sonde sal vergewe, dat U in die groot genade ons nie ons sonde sal toereken nie, maar om Christus naam dit ook sal vergewe, en ons altyd herinner van die genade wat ons het, met vryheid en met vrymoedigheid voor die genade troon van God te kom. Ons bid, Here, wees vanmôre met ons, wanneer ons die woord gaan hoor, maak ons harte sag, en ons sluit ons harte vir U woord, dat ons ook sal hoor, en gewillig sal toepas wat ons hoor. Lei ons om so nie aan allerhande ander dinge in die sake van die lewe te dink nie, maar te luister wat U te sê het. Ons dank U, Here. Ons dank U vir soveel genade. Ons dank U dat U ons Vader is, en dat U na ons omsien. Ons dank U dat U nog met ons wil praat, en dat ons nie in stilte net kan moet wonder wat U wil is nie, maar dat U wil ook aan ons bekend maak. Sterk ons, bemoedig ons,
Dat deur u Gees kla ons aan en wek ons op tot ware diens, wat welgevallig in u oë is. En mag die woorde van ons mond en die oordenking van ons hart u tog aanneemlik wees, Here ons rots en ons verlosser. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Voordat ons uit die woord van die Here lees, kom ons staan en sing ons saam van Psalm 146. Ons het vanmôre as voorsang die tweede omdigting gesing, en ons sing nou saam die eerste omdigting, vers 5 tot 8. Dis die Here wat aan die arme in sy druk laat reggeskiet, wat uit liefde ryk erbarme, hongeriges spyse bied, wat gevangenes vryheid skenk en hul in hul smart gedenk. Dit is die Here wat al hierdie dinge doen, en hy vra ons ook om te volg in sy voorbeeld. Daarom kan ons ook in vers 8 die loflied sing. Dis die God der leermagte, troue bondsgod van weleer, God van wordende geslagte, tot in ewigheid die Heer. Sion sing die God ter eer, prys sy grootheid, loof die Heer. Ons staan dan, sing ons saam, Psalm 146 vers 5 tot 8. Ons lees vanmôre saam met die woord van die Here uit Jesaja hoofstuk 58 en 59. Dis 'n eenheid. Ons fokus is hoofsaaklik op hoofstuk 58 en die opdrag wat die Here ook daar vir ons gee. Aangesien hoofstuk 58 en 59 'n eenheid vorm, lees ons vanmôre al twee dele. Ek lees vir ons uit die 1983 vertaling. Die Here sê: roep uit volle bors, moet niks verswyg nie, laat jou stem hoor, duidelik soos 'n ramshoring. Wys my volk op hulle oortredinge, die afstammeling van Jakob op hulle sondes. Hulle vra wel elke dag na my wil, asof hulle graag wil weet wat ek van hulle verwag. Hulle gee voor dat hulle 'n nasie is, wat doen wat reg is, en om aan die bepalings van God hou. Hulle vra my wel om regverdige beslissings, asof hulle van my teenwoordigheid hou.
Hulle vra, waarom vas ons? Maar jy sien dit nie. Verootmoedig ons, maar jy gee nie aandag daaraan nie. Dit is omdat julle op julle vasdae doen wat julle wil, en die mense wat vir julle werk nog harder laat werk. Julle vasdae loop uit op twis en rusie, julle dam mekaar met die vuis by. Julle kan nie op hierdie manier vas, en dan verwag dat julle gebede verhoor sal word in die hemel nie. Is dit al wat ek op 'n vasdag van julle wil hê? Net dat 'n mens homself verneder, dat hy sy nek buig soos 'n biesie en in sak en as sit? Noem jy dit 'n vasdag, 'n dag waarvan die Here hou? Is die vas wat ek wil hê nie dit nie, om die wat onregverdig gevange gehou word te bevry, om die juk wat op die mense druk af te haal, om verdruktes vry te maak, om elke juk te breek? Is dit nie dat jy vir die wat honger is, aan jou brood gee nie, dat jy aan die armes en daklooses 'n blyplek gee nie, dat wanneer jy iemand sonder klere sien, jy vir hom klere gee nie, dat jy jou medemens nie aan sy lot oorlaat nie. Want dan sal die lig vir jou deurbreek, soos die rooi dag, jy sal gou herstel, hy wat jou red sal voor jou uitgaan en die mag van die Here sal agter jou aankom, dan sal jy roep en die Here sal antwoord, jy sal hom hulp roep en hy sal sê, hier is ek. As jy sorg dat mense nie meer by jou verdruk word nie meer gedreig en vals beskuldig word nie. As jy jou wy aan die wat honger het, as jy voorsien in die behoeftes van die wat in nood is, sal die lig vir jou skyn wanneer dit donker is, en sal wat vir jou nag is, soos die helder middag. Die Here sal jou altyd deurlei, selfs in dorstreke, sal hy in jou behoeftes voorsien, as hy jou sterk maak. Jy sal wees soos 'n tuin met volop water, soos 'n fontein waarvan die water nie opdreig nie. En mense sal in die ou pynhope herbou, die fundamente herstel, wat al geslagte lank bestaan. Sal bekend staan as 'n volk wat sy afgebreekte mure herbou, wat sy strate herstel sonder dat daar weer mense kan woon. As jy nie op die Sabbatdag oortree nie, op my heilige dag net doen wat jy wil nie, as jy die Sabbat 'n vreugde noem, as jy die heilige dag van die Here in ere hou, as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie te doen wat jy wil nie, en nie handel te dryf nie, dan sal jy vreugde vind in die Here. Ek sal jou in die land weer in besit laat neem, en ek sal jou laat eet van die opbrengs van die land van jou vader Jakob. Ek, die Here, het dit gesê. Die arm van die Here is nie te kort om te help en sy oor is nie te doof om te hoor nie. Dit is julle oortredinge wat skeiding gebring het tussen julle en julle God. Dit is julle sondes wat maak dat hy hom nie aan julle steur nie en nie na julle wil luister nie. Julle hande is met bloed bevlek, julle vingers met onreg. Julle praat net leuns, julle bedink net onreg. Niemand stel sy saak eerlik nie. Geen uitspraak is betroubaar nie. Almal vertrou op leeuwoorde wat hulle sê is nie waar nie. Hulle is swanger van kwaad, hulle bring onreg voort. Hulle broei slangeiers uit, hulle weef spinnerakke. Wie van daardie eiers eet sterf, as dit oopgebreek word, kom daar slange uit. Hulle spinnedrade deeg nie verklede nie. Hulle kan hulle nie toemaak met wat hulle gemaak het nie. Hulle dade is misdade en hulle pleeg geweld. Hulle is daarop uit om kwaad te doen. Hulle aarsel nie om onskuldige bloed te vergiet nie. Hulle planne is bose planne. Oral waar hulle gaan is daar verwoesting en ondergang. Hulle ken nie so iets soos 'n pad van vrede nie. Waar hulle loop is daar geen reg nie. Hulle loop krompaaie, wie hulle volg sal nie vrede ken nie. Daarom is daar geen sprake van reg en geregtigheid vir ons nie. Ons wag op lig, maar dit bly donker. Ons wag op 'n straaltjie lig, maar ons pad bly pikdonker. Ons tas teen die mure soos blindes. Ons tas rond soos mense wat geen oë het nie. Ons struikel helder oordag soos in die skemer. Ons is soos dooies onder gesonde mense. Ons is almal soos grommende beere, soos duwe wat kla en kla, wat wag op reg, maar daar is geen reg nie op redding, maar dit bly ver van ons af. Ons oortredinge teen U is baie, ons sondes kla ons aan, ons oortredinge bly ons by, ons bly bewus van ons sondes, die oortredinge van geveinsdheid teenoor die Here, die ontrou teenoor ons God, die beplanning van onderdrukking,
die verdraaiing van wat reg is, die uitdink van rondvertel van leuen, die uitdink en rondvertel van leuns. Die reg het van die toneel verdwyn, die geregtigheid is ver van ons af, en die waarheid struikel as daar reg gespreek word. Eerlikheid kan daar nie inkom nie. Die waarheid het verdwyn, wie ophou om kwaad te doen, word daarvoor vervolg. Die Here het dit gesien, en dit is verkeerd in sy oë dat daar geen reg is nie. Hy sien dat daar niemand tussen beide tree nie. Hy is verbaas daaroor, en daarom tree hy self op, en hy laat self sy geregtigheid geld. Hy trek geregtigheid aan soos 'n pantser, en redding is die helm op sy kop. Hy trek straf as klere. Hy hang woede om hom soos 'n mantel. Hy vergeld volgens verdienste, toorn vir sy teenstanders, straf vir sy vyande, vergelding vir die eilande soos hulle verdien. Van oos tot wes sal die naam van en die mag van die Here geëer word. En die teenstander aanstorm soos 'n rivier, jaag die gees van die Here hom op loop. Die Here kom na Sion toe as verlosser, na die toe in Jakob, wat hulle van hulle sonde bekeer. So sê die Here. Wat my betref, sê die Here, dit is my verbond met my volk, die gees wat op jou is, en my woorde wat ek in jou mond lê, sal nie uit jou mond en uit jou mond van jou kinders en jou kindskinders verdwyn nie, sê die Here, nie nou nie, en nooit nie. Ons fokusverse, dan vers 5 tot 7, in hoofstuk 58, ek lees dit vir ons uit die 33 vertaling. Soos dit op die bord verskyn, het julle oplet dat daar telkens die eerste woorde van vers 5, vers 6 en vers 7 is die woorde, is dit die vas wat ek verkies? Die Here vra met ander woorde, kyk na wat julle doen, kyk na wat ek verwag. Is dit die vas wat ek verkies? Die dag as die mens sy siel gaan kwel, dat hy sy hoof buig soos 'n biesie en sak en as uitsprei om sy bed te wees. Noem jy dit vas en 'n dag wat die Here welgevallig is? Is dit nie die vas wat ek verkies nie? Dat julle losmaak die bande van goddeloosheid, dat julle afhaal die stroppe van die juk en vry laat weggaan die verdruktes en elke juk stukkend breek. Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger is, vir hom wat honger het en ellendiges swerwelinge in die huis inbring nie? As jy iemand sien wat naak is, dat jy hom klee vir jou eie vlees nie verberg nie. Nou mee saam vers 1 van die volgende hoofstuk. Kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te swaar om te hoor nie. Vers 20. Maar vir Sion kom hy as verlosser, en vir die wat in Jakob hulle bekeer van oortreding, spreek die Here. Ek kan gerus julle Bybels hierby oophou vir die wat dit hier het, en ook gereeld terugverwys na hierdie teksgedeelte. Geliefdes in ons Here Jesus, herhaalde gebruike en gewoontes is baie goed. Dit help ons om struktuur in ons lewe te vind en om routines te ontwikkel. Gewoontes help ons om dinge te doen sonder dat ons regtig diep daaroor nadink. Dink maar aan karbestuur. In die begin moet jy nog baie noukeurig aan elke beweging dink, maar wanneer jy eers lank genoeg bestuur het, dan dink jy nie meer daaraan nie. Jy kyk beide kante voor jy oor die kruising gaan, jy trap die rem as jy die roller sien sonder om daaroor na te dink. Jy verander ratte sonder om elke keer af te kyk. Dit gebeur outomaties, amper soos 'n tweede natuur. As juist deur gereeld en gewoonlik dieselfde ding te doen. Maar juist hierin lê daar ook vir ons 'n groot gevaar. Wanneer iets net 'n gewoonte raak, is dit maklik om dit net te doen sonder om daaraan te dink. En net so kan ons godsdiens en ons geloof ook net 'n gewoontehandeling word. Iets wat ons elke dag opstaan om te doen, sonder om werklik daaroor na te dink. Die duidelikste voorbeeld hiervan, waarskynlik by ons, is ons diens van barmhartigheid. Elke Sondag na die preek, wanneer die dominee amen gesê het, dan sê hy gee nou geleentheid vir die opname van die kollekte, vir die diens van barmhartigheid. Dan sal die diakens opstaan en die kollektesakkie rondstuur en ons gooi ons kollektes in
Maar dink ons regtig daaroor na? En besef ons werklik wat ons doen wanneer ons kollektes gee? En is dit juist daardie gee van die geld in die kollektesakkie, is dit juist waar ons barmhartigheidsdiens ophou? Of het dit bloot net 'n roetine van ons godsdiens geword? Is ons werklik van harte bewus van die seer en die nood in ons gemeente? Nou, as ons geloof net 'n reeks godsdienstige gebruike word, dan verloor dit sy krag en sy betekenis. En daarom roep die Here ons vanmôre in Jesaja 58 en 59 om nie in ons gewoontes te val nie, maar om te dink wanneer ons doen, om waarlik barmhartig te wees. Jesaja se profesie kan opgedeel word in 3 tydperke. Jesaja staan as profeet wydsbeen voor die ballingskap, tydens die ballingskap en ook na die ballingskap. In Jesaja 58 en 59 val dan juist in die laaste tydperk. Na 'n lang jare se ballingskap het die volk uiteindelik weer vryheid beleef. Hulle het teruggekeer na hulle land toe. En hulle het ook so op verskillende tye gegaan. Verskillende groepe het met verskillende tye gegaan. En met Esra en Nehemia se koms, die laaste koms terug vanuit ballingskap, waar ons dat daar 'n nasionale en veral ook 'n geloofsherlewing was onder die volk. Die geloofsherlewing het ook nie lank gehou nie. Hulle het baie vinnig in hulle toewyding verslap, omdat hulle in gewoontes geval het. Maar het staan dan 'n patroon in Jesaja. God roep die volk op, telkens, om ware gebondsvertrouheid te bly, om by sy wet te hou, om hom te eer en te doen wat hy verlang. Telkens misluk die volk ook. Dat dit wat die Here van hulle vra word dan geroutineerd. Hulle dink nie meer na oor wat hulle doen nie. En dan eindelik moet die Here self kom en dit wat hy vra ten volle bewerkstellig. Hy moet bemiddel, want daar's onreg en ons mense wat seer kry en dan kom die Here self en bemiddel. Hier lê ons tema vandag. God roep sy volk tot ware godsdiens. Hulle misluk keer na keer en uiteindelik bemiddel hy self die saak. Hierdie eerste 2 hoofstukke van hierdie 2 hoofstukke van Jesaja, is eintlik soos 'n dialoog, 'n gesprek tussen God en die volk. En Jesaja is in die middel van hierdie hele gesprek. God kom na sy volk toe en hy konfronteer hulle. En daarmee saam kom die volk na God toe en hulle sê, Here, wat gaan aan? Hoekom luister u nie? Het begin met hierdie dringende oproep. Hoofstuk 58 vers 1. Die Here sê, roep uit volle bors, moet niks verswyg nie. Laat jou stem hoor, duidelik soos 'n ramshoring. Die ramshoring wat geblaas word tydens 'n groot volksvergadering. Nou is die tyd vir die volk om te luister. Dit is belangrik. Dit is 'n volksvergadering wat die Here saamroep. 'n Oproep wat nie geïgnoreer kan word nie. Nou, Israel het nagelaat om te dink oor wat hulle doen wanneer hulle godsdienstige gebruike doen. Die Here sê hulle vas, hulle bring hulle offers, hulle soek sy teenwoordigheid, hulle gee voor asof hulle 'n welbehae het in wat hulle doen. Tog ervaar hulle nie sy seën nie. En daarom konfronteer die volk ook die Here. Hulle vra vir hom, ons is dan besig om te vas en ons bid en ons gaan na die tempel. Hoekom luister u nie? Hulle het gesê, die arm van die Here het dan te kort geword en sy ore het dan te doof geword om te hoor. Hulle soek hulle probleme by God. Hulle is besig met hulle herhaalde rituele, maar hulle harte is nie daarin nie. Hulle lewe weerspieël nie die geregtigheid en die barmhartigheid van die Here nie. Hulle verwag dat God op hulle godsdienstige gebruike moet agslaan. En dan hou God die spieël op en wys vir hulle waarlik hoe hulle harte lyk. Die volk misluk. Die Here wys die werklike probleem vir hulle uit. Hy sê dit is weens hulle oortredinge en hulle sondes dat hy nie na hulle luister nie. Hoofstuk 59 vers 2. Dit is julle oortreding wat skeiding gebring het tussen julle en julle God. Dit is julle sondes wat maak dat hy hom nie aan julle steur nie, dat hy nie na julle wil luister nie. Die Here se arm is nie te kort nie en sy ore is nie te doof om te hoor nie. Hy het sy ore toegedruk en hy het sy arm weerhou want hulle is besig met die verkeerde dinge. Die volk het hulle maar net besig gehou met godsdienstige gewoontes. Dit was leeg en dit was dood. Die 2 hoofstukke skets eintlik 'n hartseer beeld van die samelewing in daai tyd. Die volk het gevas
Terwyl hulle gevas het hulle nie gedoen wat God wil nie, hulle het gedoen wat hulle wil. Die mense het hulle werkers uitgebuit en hulle het ander onderdruk. Wat ons waarskynlik dink het gebeur, is omdat die volk gevas het hulle nie so baie krag om so hard te werk soos al die ander dae nie, dis mos verstaanbaar. En wat hulle dan doen, is hulle laat hulle werkers dubbel so hard werk. En wat 'n ware barmhartigheid lê dan daarin. Hulle is gretig om onskuldige mense te vertrap. Dit is net geweld, twis en onreg. Niemand is eerlik en betroubaar nie. Hulle lieg en hulle verdraai die waarheid. Dis soos iemand wat hulle eintlik net verlei en mislei. Hulle bied eiers aan wat jy dink, hierso is lekker kos om te eet. Maar dan op die ou end is dit slangeiers wat dood en verwoesting saai. Daar is nie vrede in die samelewing nie. Die volk is net skynheilig. Hulle gee maar net voor. Trouwens, is eintlik baie erger. Hulle het vasgesien as 'n manier hoe hulle God se arm kan draai, hoe hulle hom kan manipuleer om te kry wat hulle wil. Nou, hulle gee nie net voor nie, maar hulle probeer God oorhaal met hulle dade. Hulle sê, ons doen dan al die dinge, Here, hoekom luister u nie? Nou antwoord God hulle, hierdie dinge is nutteloos. Hulle probeer hulle sondes bedek met vrome dade, maar dit is so nutteloos soos om spinnerakke te vat en vir jou klere daarmee te weef. Dit gaan niks bedek nie en hulle ongeregtigheid bly net sigbaar. Die volk se optrede, eintlik 'n groot sin van ironie in. Wanneer die volk gevas het, het hulle gesê, ons is besig om ons siel te kwel. Hulle het hulle hoof gebuig en hulle het in sak en as gesit. Dit is so swaar vir ons. Maar eintlik was dit nie vir hulle so swaar nie. Hulle het dit juist swaar gemaak vir die mense wat vir hulle werk. Juist was daar regtig mense wat se siel gekwel was onder hulle, en hulle het vir hulle geen liefde gehad nie. En ons fokusvers, Jesaja 58 vers 5 tot 7, vra God dan, is dit regtig wat ek op 'n vasdag wil hê? Dat jy homself verneder, dat jy buig soos 'n biesie en in sak en as sit. Noem jy dit 'n vasdag waarvan die Here hou? En die Here begeer dat hulle op die regte manier vas. Om nie te eet nie was vir hulle geen opoffering nie. 'n Ware vorm van vas gaan oor diepe verootmoediging, gaan oor bekering, gaan oor selfopoffering. En dit is hoe die Here wil hê hulle moet vas. Hy bevry die wat onregverdig gevange is. Haal die onnodige juk wat jy op die mense sit af. Gee vir die wat honger is, kos om te eet. Vir die wat nie 'n plek het om te bly nie, 'n plek om te bly. En jy wil iemand sonder klere sien, gee aan hom klere. Jy moet nie net die mense oorlaat aan hulle lot nie. Wat help dit dat jy vas, maar daar's mense wat nie kos het nie? Wat help dit dat jy julle klere skeur, maar daar's mense wat nie klere het nie? 'n Ware verootmoediging, ware selfopoffering geskied wanneer hulle nie net dinge wil doen om iets daaruit te kry nie. Dit gaan om te sien dat die wie se siel waarlik gekwel is, die armes, die eensames, die haweloses, die wees en die weduwees. Die volk het misluk om te doen waartoe die Here geroep het. Hulle het hulle ware godsdiens agtergelaat en eintlik net godsdienstige gebruike, uiterlike handelinge gedoen. Maar hulle het nie die nood en die swaar kry in hulle gemeenskappe raak gesien nie. Geliefdes, in God se genade het hy nie net die volk gelos nie. Ons sien in hoofstuk 59 dat daar 'n bekering in die volk se hart is. Waar daar die hele tyd in die derde persoon gepraat word daar skielik in die eerste persoon gepraat en die volk praat weer met God en hulle sê, ons het gesien dat ons verkeerd gedoen het. Die Here het deur sy gees in hulle harte gewerk en hy die saak self bemiddel. Jesaja 59 vers 1 lees ons, die arm van die Here is nie te kort om te help en sy oor is nie te doof om te hoor nie. Hy het juis gehoor en hy het die harte van die volk verander. En kortom het die volk gesê, as twee dinge wat ons nagelaat het. Barmhartigheid en regverdigheid. Trouwens, dis die dinge wat heel eerste nagelaat word. En ons moet nie dink ons is goed genoeg om te kom. Ons moet nie dink ons is goed genoeg dat hierdie dinge nie ook op ons sal val nie. Dis wat die Fariseërs in Jesus se tyd gedink het. Hulle het gedink, maar ons sal tog nooit wees soos die volk van die ou tyd nie. Ons het al die wette in plek. Ons sal nie nalat om die wet van die Here te voldoen nie. Die Here het vir hulle gesê, dis wit gepluisterde grafte. Van buite af lyk julle vertoon tog so mooi, maar binne is dit dood. Geveinstes,
skyn heilig is, het die Here Jesus vir hulle gesê. In vers 15, vers 16 sê die Here, hy het tog gesien. Hy het nie sy oor doof gehou nie, hy het gehoor en hy het gesien. Toe het die Here dit gesien. Hy sien dat daar niemand tussen beide tree nie, daarom tree hy self op en laat hy self geregtigheid skied. In vers 20 kry ons dan hierdie wonderlike belofte van die Here. Hy sê, dit sal nie weer wees soos wat dit was. Hy sal self na Sion toe kom as verlosser, na Jakob, wanneer hulle sondes bekeer. So sê die Here, 'n profetiese uitspraak wat verder in die toekoms inkyk. 'n Vooruitsigting wat nie net daar vir Israel waar was nie, maar keer op keer het die Here vir sy volk ingetree. En in die volheid van die tyd het God die Seun self na sy volk toe as verlosser gekom. Eendag het Jesus sinagoge binne gegaan en hulle het vir hom 'n boekrol gegee waaruit hy gelees het. Hy het oopgemaak en Jesaja 61 vir die gemeente voorgelees. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelies aan die armes te verkondig. Hy het gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir die blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. Nadat Jesus het dit gelees het hy dit toegemaak en die hele gemeente het na hom gekyk. Hy het vir hulle gesê, vandag is hierdie skrifwoord wat julle nou gehoor het vervul. Die volk het keer op keer misluk om te doen wat die Here wil. En hy moes self dit kom doen het. Jesus is die knegt van God wat beloof is. Hy is die een wat gekom het, gekleed met geregtigheid en barmhartigheid. Daardie dinge wat die volk gesoek het, hy bring dit lig, genesing, geregtigheid. Ja, hy was die voorbeeld van volmaakte godsdiens. Hy het homself gegee vir ander. Hy het die armes en die gebrokenes opgesoek en na hulle omgesien. Hy het gesterf om ware geregtigheid te bring. Hy kom leer ons wat ware selfopoffering en liefde is. Hy het sy heerlikheid neergelê en mens geword. Hy het sy tyd, sy krag, sy liefde gegee vir die wat dit nodig gehad het. Siekes genees, verdruktes bevry en ons sondaars vergewe. Hy het die wat honger was, fisies en geestelik gevoed. Hy het nie weggebly van die wat hom nodig gehad het nie. En ten diepste en ten hoogste het Christus die juk van die sonde op hom geneem en vryheid en geregtigheid vir sy volk gegee. Hy het ons naaktheid bedek deur sy geregtigheid. Hy het ons nie weggestoot nie, maar ons juis aangeneem as sy kinders. Geliefdes, ten slotte is daar een laaste saak waarop ons moet fokus. In Jesaja 58 en 59 sien ons dat God 'n verlange daarin het, dat gelowiges juis sy wil doen en ingespan moet wees daarop tot ware godsdiens. Dat doelbewuste godsdiens, aktiewe liefde, nie net gewoontes nie, maar ware barmhartigheid en geregtigheid. Nou roep die Here ons vanmôre om dieselfde gesindheid as Jesus Christus te hê. Nie net uiterlike diens nie, maar ware barmhartigheid. Nie net gewoontes nie, maar 'n hart en 'n sinne wat dink aan wat hulle doen, gefokus op God se wil. Waarom moet ons vanmôre onsself afvra? Waar is die nood in ons gemeente? Is daar iemand wat swaar kry? Iemand in ons gemeente wat sonder hulp is, oorlaai is, behoeftig is? Is daar iemand teen wie ek self opofferende liefde kan toon? Iemand wat my nodig het? En ons talle lidmate in ons gemeente, vandag selfs hier, wat eensaam is, wat nie vir hulle self iets kan doen nie, dinge wat ons so vanselfsprekend ag wat hulle nie kan doen. Maar is lidmate wat honger is vir gemeenskap, die behoefte het aan ondersteuning. Daar is lidmate wat nie hulle maandelikse paemente kan betaal nie. En wanneer die preek nou klaar is en die kollekte sakkie omkom en ek my geld in die kollekte sakkie gooi, skud ons dan ons hande af en sê, my deel is gedoen. Eindig ons diens van barmhartigheid met die gee van ons geld. En God wil nie leë godsdiens hê nie. Hy begeer opregte geregtigheid en barmhartigheid. Jakobus 1 vers 27 lees ons: Egte en suiwer godsdiens voor God die Vader is om weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan en om jou skoon te hou van die besmetting van die wêreld. Ek sluit af.
As kinders van God mag ons nooit net in gewoonte val om dinge te doen nie. Gewoontes is goed, ons moet nie nalat om die dieper betekenis en die dieper bedoeling daarvan raak te sien nie. As die Here deur sy Gees ook vanmôre in jou hart gewerk het, om ware barmhartigheid en geregtigheid te doen, dan nooi ek jy graag uit. Gaan na die wijksdiaken toe. Gaan vra vir hulle waar is daar nood in hulle wijk. Is daar iemand wat jy kan besoek, iemand met wie jy kan gesels, iemand wat werklik behoeftig is, iemand met wie jy kan help om die juk van die lewe te dra. Vra jou diaken hoe jy jou tyd en jou gawes en jou liefde kan aanwend om julle deelsaamheid in die gemeente te bevorder, om gasvryheid te bevorder. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die grootste gebod en die eerste. En die tweede wat hiermee gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ook dit wat Jesaja vanmôre vir ons gesê het. Amen. Kom ons bid saam. Ons barmhartige God en ons hemelse Vader, Here, werk tog in elkeen van ons harte deur U Gees. En wek ons weer op, sodat die woorde wat U vandag in ons mond gesit het, ook nie ver van ons sal wees en ook nie uit ons mond uit sal wyk nie. Maar wek ons op tot ware godsdiens, tot ware barmhartigheid en geregtigheid, sodat ons nie sal nalat om die te help wat swaar kry nie. Dat ons nie sal nalat om die behoeftes en die seer en die nood in ons gemeente te sien en net ons oë daarvoor te draai nie. En U weet dat ons skedules besig is. U weet dat ons elkeen baie het in ons gesinne en ook in ons gemeente waarmee ons kan bemoei. Help ons om waarlik te soek en te help. Werk in ons harte, Here, sodat ons ook U roeping wat U op ons sit, in volle na kan kom, dat ons ook so U hande en die voete in die gemeente te kan wees. En vergewe ons ook daar waar ons dit baie keer nalat, en help ons om as gemeente om te sien na mekaar, in ware liefde en eensgesindheid. Ons bid dit in nederigheid en afhanklikheid, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Soos ons gewoonte ook is, gee ons nou geleentheid vir die opname van die kollekte. Dit gaan vir ons diakonale versorging, en daarna sing ons saam van Psalm 103. Kom ons staan, dan sing ons ten slotte saam Psalm 103. Sing saam vers 7, 8, 9, vers 11.
Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.